in gehoorsaamheid wat die Here die regverdige beoordelaar my sal gee op die groot dag van sy terugkeer. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. En ek het ook genoem die woorde, to die well we need to end well. Jy sien, ek en jy begin altyd 'n ding en ons begin hom goed. Maar dis wanneer ons klaar maak, wat dit nie so goed gaan nie. Die skrifgedeelte het gegaan oor Paulus wat in die tronk gesit het. En Paulus het geweet dat hy nie lewendig daar sou uitkom nie. Ons almal gaan eendag sterf. Hoor mooi, ons almal gaan eendag sterf. Dit is een afspraak wat ek en jy nie sal mis nie. Jy sien, in vandag se tyd het dit so maklik geraak om 'n afspraak te mis. So maklik. Ek tel 'n selfoon op, ek bel, ek hoef jou nie eers in die oë te kyk nie. Ek bel en sê, sorry, I can't be there. And that's it. En dit is ook 'n afspraak wat ons nooit laat sal voorwees nie. We will never be late for that appointment. Julle sien, in vandag se tyd is dit niks as jy 15 minute of 20 minute laat is nie. Jy sien, ons het so gemaklik geraak daarmee. Ag nee, al wat ek doen is ek sê sorry. Weet en ek het 'n gesegde daar by ons. Ek het 2 weke terug het ons 'n vergadering gehad en die mense het so uur laat gekom. En sorry. Maar jy weet, ek sit in 'n werk dat ek maar my lip moet byt. Want dis senior mense, so ek kan nie net opstaan en loop nie, want dan is ek in die moeilikheid. En my gevoel is daarso, as jy nie my tyd respekteer nie, hoe moet ek jou respekteer? Because time is worth a lot. Ons almal het net 24 ure in 'n dag. En as ek moet sit in 'n uur of 2 ure sit en wag vir jou, then you're not respecting me. Want dan kon ek soveel anders te gedoen het. Maar dit daar gelaat. En ek het afgesluit dat ek en jy so gewortel moet wees in Jesus, dat ek en jy die woorde in 2 Timoteus 4:7 sal kan sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, en ek het gelowig gebly. Amen. Wel, vandag wil ek graag 'n woord deel met die onderwerp, wat is vir jou belangrik? En wanneer ek vanoggend die vraag aan julle vra, wat is vir julle belangrik? Wat sal julle antwoorde aan my wees? Jy sien, elkeen het 'n ander antwoord. Loretta, as ek jou body language opgetel het jy so vinnig aan Christus gestamp. Is ek reg? Jy sien, ek kyk van die bo af. Dit mag miskien nie so wees nie, maar ek hou elkeen van julle se body language ook dop. So dan neem ek aan dat Christus vir jou belangrik is. Yvonne is vir my belangrik. En elkeen van julle is vir my ook belangrik. Maar dit gaan nie net vir die persoon nie, dit gaan ook oor my voertuig. My voertuig is belangrik want dit bring my van punt A na punt B toe. En elkeen van ons sal miskien verskillend wees van myne af. En ons mag miskien dieselfde antwoorde hê. Julle sien wat vir my en jou belangrik is miskien vir iemand anders te glad nie belangrik nie. En weer eens soos wat ek gesê het toe ek julle gegroet het, God made us different. God made us different. We might have the same blood group, but we don't have the same DNA. So elkeen van ons dink anderste, elkeen van ons sien iets anderste. Ons word mos van jongs af geleer dat daar sekere dinge is wat vir ons belangrik moet wees. Ons word geleer wat is drome. My pa het vir my gesê, jy moet altyd droom. Jy moet nie klein goedjies droom nie, droom groot. Because if you dream small, God is going to bless you with small. But if you dream things that you can't think you will have or you will own, God will bless you with those big things. As dit in sy plan is vir jou. Hoor dit net mooi. As dit van plan is vir jou. Ek droom elke liewe dag oor hy H2R, maar die Here het hom nog nie vir my gegee nie, want die Here weet wat ek gaan maak.
Hy is nader as laas Sondag. Jy sien, as ons nie droom nie, sal ons nie vir ons 'n doel stel nie. En ek het hier geskryf, ons sal leef soos 'n hoender. Het julle al gesien 'n hoender? 'n Hoender skrop hier en hy skrop daar en hy skrop hier en hy skrop daar. En dis hoe ons gaan leef. Ons wil ons eerder mense wees wie 'n ding sal deursien. Is dit nie waar nie? Ek het my kinders altyd geleer, if you start something, you will finish it. Nee, Dada, ek wil rugby speel. Right, as jy rugby speel, jy sal aanhou rugby speel vir die jaar. Jy sal nie in die middel van die jaar of die eerste 3 maande sal jy sê, nee, ek wil nie meer nie. Dada, ek wil taekwondo doen. Jy sal dit die jaar doen. If we start something, we need to finish something. En het ek geskryf ook. Ek sien ons is almal amper in dieselfde era. Hier is jong mense hierso, maar in die era wat ek groot geword het, is hierdie woorde belangrik, want dis hoe ons dit gedoen het. En vandag se era is, ek weet nie. Some people just don't, they don't push through. Ek werk vir my company 39 jaar, Januarie sal ek vir my company werk. Die dag as ek aftree oor 3 jaar, sal ek 42 jaar diens hê. Ek sê nie elkeen moet vasbyt nie. Maar vir party is dit so maklik. Ek werk 6 maande hier, dan werk ek 7 maande daar, dan werk ek 9 maande daar, dan werk ek weet nie wat die omstandighede is nie. But the grass is not always greener on the other side. En ek het hier geskryf ook, of is ons mense wat vinnig moed verloor. Is julle mense wat vinnig moed verloor? You sien, you need to push through. Ek dink as ek vinnig moed verloor het, weet ek nie waar ek vandag sou gewees het nie. Ek sou nie 39 jaar by dieselfde company gesit het nie. Jy sien, ons mag moontlik na 'n doel kyk en sê, wel dit sal eendag voltooi word. Of ek en jy sal 'n plan maak en ons sal dit nou klaar maak. Jy sien, as ek 'n ding begin, dan kan ek nie sê, ag nee, dit sal 'n maand vat, of if I start something, I want to finish something. Dis maar wie ek is. Ek ken elkeen van julle, maar ja. Sometimes gaan julle vir my sê, Brett, ek stem 100% saam met jou. Maar partykeer is ek nie lus om 'n ding klaar te maak nie. Julle sien, baie keer in die huis gaan dit oor ons. Ek en Yvonne, ons. Maar kan ons dit nie so doen nie? Kan ons nie hierdie dae sit nie? Of kan ons nie so maak nie? En dan partykeer change hy ons, en ek het dit al opgetel, nou jy moet so maak, jy moet so maak, en jy moet so maak. En ons staan en ons kyk of alles reg is. Jy sien, sy kyk af daar agter, sy kyk nie eens vir my nie. Is dit nie waar nie, Spyker? Gustav, ek gaan nie eens met jou praat nie, jy's nog net 'n dag getroud. Jy sien, wanneer iets baie belangrik is vir ons, gee ons mos meer aandag daaraan. If something's not important, I'm not worried about it. Maar as iets belangrik is, dan gee ek meer aandag daaraan. En nou vra ek weer die vraag, wat is vir jou belangrik? Weet jy? En om uit te vind, moet ek en jy gaan kyk na ons harte. Vir party mense is hulle beroepe vir hulle belangrik. En kan ek noem dat daar nie fout is daarmee nie. Daar is nie fout daarmee as jou beroep vir jou belangrik is nie. Ander is hulle man of hulle vrou, daar is nie fout daarmee dat jou man of jou vrou, of jou vriendin, of jou mansmaat, of daar is nie fout as dit vir jou belangrik is nie. Dis nie belangrik as julle kinders, dis nie fout, daar fout as julle kinders vir julle belangrik is nie. Jy sien, vir ander glo hulle dat hulle kwaliteit van lewe vir hulle belangrik is. Daar is nie 'n probleem daarmee nie. En ek het ook geskryf hierso, dan kan ek noem dat wat ons ag is belangrik vir ons, gaan ons weer eens meer tyd daarin sit.
Ons gaan meer tyd daaraan sit wat vir ons belangrik is. En soos julle nou sal agterkom, het ek gefokus op die fisiese. Ek het gefokus op die fisiese. That I need. Mooi klere is mos belangrik. Ou mos partykeer mooi wees, jy moet my kan aantrek en uitneem of verstaan jy? Sometimes ek gaan nie net die hele tyd in 'n geskeurde pietiebroek loop of so iets nie. Jy sien maar net soos wat ons 'n fisiese lewe het ons ook 'n geestelike lewe. Nou wil ek julle 'n vraag vra en ek wil julle eerlik vandag vra. En ek kyk elkeen van julle in die oë vandag. Is jou geestelike lewe vir jou ook belangrik? Jy sien, ek sien hier's baie mense wat hulle koppe skud. Jy sien, vir baie mense is hulle geestelike lewe geen prioriteit nie. Hulle ignoreer totaal hulle geestelike lewe, of hulle spandeer die minimum tyd daaraan. Nou gaan die party kry wat weer sê dat hulle geestelike lewe belangrik is. Nou kom ek en jy agter dat dit nie belangrik is nie, dit is nie so nie. Hulle lewe wys dit nie, en hulle taalgebruik wys dit ook nie. Jy sien, ek het laasweek gedeel, my grootste gebed vir elkeen van julle wat na 'n woord luister of wat na my ken is, dat ek wil hê dat jy in 'n lewende verhouding met God moet kom. En as jou geestelike lewe, as dit vir jou belangrik is, gaan jou fisiese lewe dit wys. It's going to show it. Ja, sondig ons, ek raak ook kwaad. Ek doen ook 'n verkeerde ding. Maar ek probeer so ver as moontlik my lewende verhouding met God so openbaar dat as iemand sien my loop of wat ook al, sê hulle, ek wil hê wat Brett het. Wat het Brett? Ek het God. Ek wil nie daar wees om mense weg te wys of af te wys of te sê, hier, het jy daai ou gesien? Weereens, kyk die kerkbanke. 3 voorste rye is leeg, is net ek wat daar sit. En ek is nie geken as die skynheilige ou wat voorsit in die kerk nie. Ek glo almal van julle het al my hart leer ken. Jy sien weer eens die vraag, is God vir jou belangrik? En hierdie is nie 'n vraag waarmee ek en jy moet sukkel nie. Vir party is die antwoord reguit nee. Hulle het geen plek of geen tyd vir God in hulle lewe nie. It happens. Gaan kyk op Facebook, gaan kyk sekere dinge, reguit. Dis daar. Hulle gee God geen tyd nie, en is in geen verhouding met God nie. Ander sê dat God belangrik is, maar weer eens sien ons dit nie in hulle lewe nie. Hulle gee God ook bitter min tyd. Daar word gesê dat as jy belangrik is vir iemand, sal hulle graag meer tyd met jou wil spandeer. Met ander woorde, as iemand lief is vir jou, sal hulle definitief meer tyd met jou wil spandeer. Jy sien in hulle aksies sal dit wys. God het aan elkeen van ons 'n lewe gegee, 'n lewe wat ek en jy moet waardeer en dankbaar voor moet wees. Jy sien die woord sê ook, God het ons geken nog voordat ons in ons moederskoot gevorm is. Die woord sê ook, God weet hoeveel hare daar op ons hoofde is. En ek het vir Bibab gesê ook hierso, hy's nie vandag hier nie, maar ek glo hy sal na die woord luister, of julle sal vir hom sê, maak nie saak hoe kaal hy sy kop skeer nie, die Here weet hoeveel hare daar gaan uitkom as hy gaan ophou. God knows each and every one of us so intimately, dat ons vir God absoluut niks kan wegsteek nie. Jy sien, ek het ook 'n vraag gevra, wat of wie is meer belangrik as God? Jy sien, wanneer ek en jy dinge bo God, mense bo God plaas, kan ek julle nou sê, dis baie gevaarlik.
Gustav Elaine, ek het gister vir julle gesê op julle troue, there needs to be a triangle. First God, then your husband or your wife, then your children, your family, the rest. Dis hoe dit werk. Deurens in my huwelik, Yvonne weet, dat God belangriker is as sy in my lewe. En ek weet, dat God belangriker is vir haar, in haar lewe. En ek vat 'n tweede plek. Ek het ook gesê, en ek bly dit sê, en ek sal dit elke dag sê, life is about choices. I can't force you to make a choice. You decide what choice to make. And we will live or die with the choices that we make. En ek het ook gesê, ek en jy gaan pa staan vir ons keuses. En my gebed vir elkeen van ons vandag is, laat ons die regte keuses sal maak. Ja, partykeer maak ons 'n verkeerde keuse. But God is gracious to forgive us if we ask for forgiveness. God is gracious. Spreuke 23 vers 5 in die boodskap Bybel sê vir ons die volgende: Rykdom hou ook nie vir altyd nie. Dis soos 'n voël wat die een oomblik nog naby jou op 'n tak sit en dan skielik wegvlieg. So vinnig verdwyn geld. Jy sien, vir party is geld bitter belangrik. Geld is number one priority. And it's just like this and it's gone. Just like that and it's gone. Sal jy jou oë gefokus hou op dit wat niks is nie? Om baie geld of eiendom te hê, beteken nie dat jy rykdom het nie. Jy sien, daar's 'n verskil in rykdom en geld. Kan ek my hart met julle deel vanoggend? Hierdie ou wat voor julle staan is skatryk. Skatryk. Because I've got God in my life. I've got my wife, I've got my family, and I've got each and every one of you in my life. And money can't buy that. Money can't buy that. En geld is, wat is geld eintlik? Salomo was besig om aan sy seun wysheid te gee. Hy sê ook aan sy seun, moenie laat jou oë wandel en na ander se geldsake te kyk nie. En ek het weer eens gesê, daar's 'n verskil van rykdom na geld toe. Party mense sien rykdom as, you got a lot of money. Ek sien dit anderste. Geld maak jou nie ryk nie. Elke een van julle, my familie, that is what makes me happy en wat my rykdom gee. Jesus sê ook vir ons in Matteus 6 vers 19 en die 53, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Soos julle kan sien julle die woord moenie? Sien julle hom? Daardie woord is in hoofletters geskryf. Daardie woord is in hoofletters geskryf in die woord van God. So as dit in hoofletters geskryf is dit baie belangrik. Dis 'n opdrag aan my en jou. Moenie. Jy weet die tyd op 'n stadium toe sê ek vir my kinders, moenie aan die stoof vat nie, die plaat is warm. Wat maak hulle? Hulle touch die plaat. Moenie so ry nie, want jy gaan moeilikheid maak. Wat doen ons? Ons ry so. Come on, kom ons wees eerlik met mekaar. As iemand vir my gesê het, moenie, dan het ek dit gedoen. Maar ek lees in God se woord, moenie hoofletters vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie. Because it means absolutely nothing. En ek het al gehoor dat motte deur baie goed kan eet. As jy nie motmols het, kyk in ons huis nê. Ja. Nou gaan ek op groot pak slaag kry as ek huis toe ry vandag, Jerry. Groot pak slaag. Jy sien, ek het een kas. Ek het julle al die ding vertel. Ek het een kas. My vrou het 3 kaste. En dan is daar nog 'n buitekamer met
kratte. Want daar's somersklere en daar's wintersklere. Ja, my baadjies is nou ook in daardie gedeelte in. Maar my somersklere en wintersklere is basies dieselfde. Al wat weggebêre word is 'n baadjie of 2. En as daar nie mothballs in daai kratte is of iets nie, as jy hulle volgende keer uithaal, dan hang hulle sulke tooientjies, want die motte het hulle geëet. Is ek reg? Ek gaan nie verder gaan met die skoene en. Daai los ek. Kom ons wees eerlik met mekaar vandag. As ek nie sekere goed oppas nie, ek het al ook gesien, in die wintertye sukkel ons partykeer met muise en rotte, en toe het iemand gesê, vat mothball, sit dit in 'n sykou, sit dit in jou engine, die reuk jaag hulle weg. So mothballs jaag tot die rotte en die muise weg. En dan roes. Ek het al gesien dat roes die sterkste metale ook vernietig. Jy sien, en dan mense, ons leef in 'n wêreld waar mense nie bekommerd is oor ander nie. Hulle moor en steel en gaan mal. En nie een van ons is gevrywaar van misdaad nie. Praat ek die waarheid? Nie een van ons is gevrywaar deur misdaad nie. Vanoggend toe sê Derek weer vir my, Jesus, hulle steel die motorfiets, myne slaap somme in die huis. Ek wens myne kon in die huis geslaap het, maar ek het 'n kwaai vrou. Hy slaap naby my kamer, so met 'n skuifdeur oop, so ek sal hoor as daar gekarring is. Jy sien, as my en jou skat in die wêreld is, kan ek met eerlikheid sê, dit is net tydelik. Dit sal vernietig word. Openbaring 21 vers 1 in die Boodskap Bybel sê vir ons, ek sien toe 'n splinternuwe hemel en aarde. Die aarde soos ons dit ken, het verdwyn, en die hemel soos ons dit ken, was nie meer daar nie. Ek wil graag begin afsluit met die volgende. Die lewe is belangrik, en om al hierdie dinge bymekaar te maak, mag vir my en jou belangrik wees. Maar dit is alles tydelik. Dit is alles tydelik. Die tyd wat ek en jy op hierdie aarde spandeer, is maar soos 'n korreltjie sand op die see, op die beach. Dis 'n korreltjie. Teenoor die tyd wat ek en jy, hoor mooi, teenoor die tyd wat ek en jy in die hel of in die hemel gaan spandeer. En ek het weer geskryf hierso. Ek en jy moet in 'n ernstige, lewende verhouding met God kom. Wanneer ek aan elkeen van julle vra, wat is vir jou belangrik? Dat julle eerste woorde aan my sal wees, God. Nie eers om te dink of immediately, wat is vir jou belang, as ek begin by belang, dat jy onmiddellik vir my sal sê, God. En wanneer julle my hierdie antwoord gee, dat julle 'n lewe sal lei, wat 'n bewys is daarvan. Jy sien, want om woorde te sê is maklik. En dat ons tyd in God se woord sal spandeer. En dat ons tyd saam met God se gemeente sal spandeer. Jy sien, Vrydagmiddag om die etenstafel het ek is so 'n ritueel, of ja, noem dit 'n ritueel. As ek by die huis kom dan, hier 4:00 se kant, ek het 'n liefde vir chai tee ontwikkel, omdat hy so lekker spicy is, en dit maak my rustig. Party drink mos rooibos, party drink gewone 5 Roses, of kom ek by die huis, julle ken my, ek drink Coca-Cola. Maar sonder my Coca-Cola of is my chai teekie. Dan maak ek vir my 'n chai tee en ek sit rustig en ek dink oor die dag en dan raak ek rustig voor ek aangaan om ander dinge te doen. En ek sit Vrydagmiddag sit ek om ons etenstafel en Yvonne is besig met kliënte in haar salon. En ek sit my chai teekie sit ek so en ek dink aan die woord wat ek voorberei het en ek dink. En in Afrikaans is daar mos 'n ding, ons het gister daarvan gepraat, dat as ons sê 'n ding 'n te in het, raak dit 'n probleem. 'n te. En ek besef net weer eens, kan ons God te lief hê? Kan ek te veel liefde uitgee?
Wat was die derde een gewees, babes? Kan ons te veel genade hê? Julle sien, ons kan nie, dis daar. En wat ek sit en dink is, kan ek myself indink sonder die Here? I can't. Want God is vir my te belangrik. En ek sê dit met die grootste respek. That if you want to come in between me and God, you're going to take second place. Want ek kan nie te veel van God kry nie. Jy sien, die wêreld vat al reeds te veel van ons tyd. Ons gee te veel aandag aan onbenuttighede. Het ek die regte Afrikaanse woord nou? Ek sê altyd ons Dorine is hier so as onderwyseres, ekskuus. Het ek die regte woord gebruik? Jy sien my boetie en my sissa weer eens, my laaste woorde, en dan gaan ons oor en ons gaan saam nagmaal gebruik. Ek en jy moet in 'n lewe begin inbeweeg, waar ons meer van God kan kry, en less of that is not important. Maar die belangrikheid van God so belangrik is, dat as ek my oë oopgemaak het, dat ek sal sê, Here, dankie. Dankie vir 'n lekker nagrus. Here, dankie dat U ons geseën het met nog 'n dag. Here, dankie dat U U hand van beskerming oor ons gehou het. And then I can start with the rest. Want dat sekere dinge nie God se plek sal inneem nie. Julle sien, dis hoekom ek gesê het, daar, so miskien het die mense geweet waaroor ek kan sê, want daar staan, jy weet, ons moet saam tyd in God se woord spandeer. We need it. I need you, because, weer eens wat ek sê, as ek 'n paadjie stap, en julle is daar, julle hou die oog oor my, en ek het gesê, julle het inspraak tot my lewe, as ek iets verkeerd doen, of as ek nie mooi praat met Yvonnie, dan wys julle my daarop. Dis hoekom ek julle nodig het. En dis hoekom ons 'n samesyn van gelowiges moet hê. It's important. Ek kan hoeveel preke kyk op die TV, but it's not the same as this. Waai pastoor of waai dominee praat op die TV, hy ken my nie. Julle ken my. En weet jy wat, die wêreld is so klein, maak nie saak waar ek is, die gaan een of ander, en ek kan probeer in Durban iets gaan verkeerd doen. Daar's iemand wat my gaan sien. En sê, hey Boeta, ek kyk vir jou op Facebook. Jy's mos daai pastoortjie daar van Welkom af. Ek hou jou dop, wat dink jy vang jy nou hierso aan? My gebed vir elkeen van ons is dat ons God nommer 1 sal stel. That God will be so important for us, that we will never forget what He did for us. Dat ons nooit sal vergeet wat God vir elkeen van ons gedoen het nie. Ons lees in 1 Korintiërs vers 11, vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig julle, die dood van die Here, totdat hy kom. Jy sien my boetie en my sissa, elkeen van ons het nou die geleentheid. Elkeen van ons het nou die geleentheid, met die nagmaal, om reg te maak. En die Here te vra, Lord, please forgive me for placing Yvonne in front of you. Lord, please forgive me for making my work more important than what you are. Jy sien, want God het geweet dat ek en jy belangrik is vir hom. En daarom het Jesus op 'n kruis gesterf, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Want Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun
gestuur het, sodat die wie in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Omdat God weet dat ek en jy belangrik is. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir u woord. Here, dankie dat ek vandag kan weet dat ek vir u belangrik is. Here, kom en vra vir verskoning. Lord, I come and I repent. Here, laat ek u op baie geleenthede tweede in my lewe gesit het. Here, vergewe my waar ek u nie geag het as belangrik nie. Help my, Here, om u die belangrikste te maak in my lewe. En so bid ek dit vir elkeen van ons. Here, al hierdie dinge bid ek in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die nagmaal sal uithandig. Baie dankie.